Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, seën ons asseblief met wysheid wanneer ons vandag u woord oordink saam met u Gees. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 11 vers 2 tot 16. Ek vind dit prysenswaardig dat julle in alles aan my bly dink en vashou aan die oorgelewerde leer, soos ek dit aan julle oorgedra het. Ek wil egter hê, julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en 'n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy kop, doen sy hoof Christus oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof haar man oneer aan. Want dan is sy net soos 'n vrou wie se hare afgeskeer is. As 'n vrou nie iets op haar kop wil sit nie, kan sy ewig goed haar hare laat afsny. Maar aangesien dit 'n skande is vir 'n vrou om haar hare te laat afsny of afskeer, moet sy iets op haar kop sit. 'n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is die beeld en sieraad van God, maar die vrou is die sieraad van die man. Die man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou uit die man. Die man is ook nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom behoort die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê ter wille van die engele. Tog het die Here bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie, en die man nie sonder die vrou nie. Want soos die vrou uit die man geneem is, so kom die man deur die vrou in die wêreld, maar alles is uit God. Oordeel julle nou maar self. Is dit betaamlik vir 'n vrou om sonder iets op haar kop in die erediens tot God te bid? Die algemene opvatting is tog dat dit vir 'n man nie eerbaar is om lang hare te dra nie, maar dat dit vir 'n vrou wel eerbaar is. Lang hare is immers vir haar gegee as 'n bedekking. Ons het in die erediens nie 'n ander gewoonte nie, en die ander gemeentes van God ook nie. Dit sê ek vir iemand wat hieroor wil stry. Die onderwerp wat hier deur Paulus hanteer word, wil ek met versigtigheid betree, en dalk net 'n paar potensiële perspektiewe vir u uitlig. Dit is onmoontlik om in kort volle reg aan hierdie gedeelte te laat geskied, maar mag dit ons nie weerhou van wysheid nie. Die kern van Paulus se argument is vers 3 wat sê, ek wil egter hê, julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en 'n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus. Hy gebruik dan 'n kulturele kode van daardie tyd ten opsigte van hoofbedekkings, om dit te verduidelik. Die vrou se bedekking op haar kop verteenwoordig respek teenoor haar man, en so teenoor Christus en God. Daar is 'n paar potensiële ongierige karakters waarmee 'n gelowige vrou kultureel geassosieer sou word, as sy haar hare sou afskeer in daardie tyd. MacArthur meld dat protesteerders teen die tradisionele rol van vroue en selfs prostituie hulle hare sou afskeer. Ellingworth en Roy sê dat die handhawing van die norm skande in die samelewing sou vermy. En ek stem dan ook met Barton saam, dat dit 'n kulturele gebruik van daardie tyd was en nie noodwendige universele tydlose beginsel nie. Die universele beginsel spreek van wederzydse respek, eerbied tussen man en vrou, en teenoor Christus en dan natuurlik uiteindelik teenoor God. Dit blyk dus onbetaamlik te wees om die kultuur te gebruik, om die samelewing te skok en sodoende disrespek te kommunikeer. Die gesprek kry dan 'n baie moeilike wending, wanneer Paulus sê dat die man nie iets op sy kop moet sit nie. Paulus kan moontlik verwys na Romeinse hoofbedeksel, wat tydens Romeinse godsdienstige oefeninge gebruik was. Dit sou aandag trek tydens aanbidding, en dalk vrees by sommige gelowiges inpalm, en sodoende die eerbiedige fokus op God wegneem en gerig word op die persoon wat daardie hoofbedeksel dra. As 'n gelowige raak mens bewus van 'n dinamika tussen kulturele eerbied en respek wat deur voorkoms afgedwing word, en potensieel die respek en die eerbied wat jy aan God wil bring, kan beroof by iemand anders.
Mag ons hieroor besin en altyd respek en eerbied vir Christus en mekaar handhaaf sodat ons op God kan fokus te alle tye. Kom ons bid saam. Here, help ons om in die waarheid van u woord te kan wandel. Amen.